Hallo oukies, dit is juffrou Megan en dit is jou jaar 2 leerpapier vir kwartaal 1. Onthou hierso by die toerusting en die terminologie moet jy 'n volledige antwoordjie gee. Jy kan nie net vir my sê dit is 'n kam nie want daar's so baie kamme daar buite. So jy gaan moet vir my sê dit is 'n stertkam, is 'n shampoo kam. Selfs met die borsels. Dit is 'n blaasborsel, dit is 'n ronde borsel, dit is 'n plat borsel. Onthou mooi wat ons in die klas gedoen het en as ek vir jou ietsie gevra het of ek gesê het ons gaan vandag blaas met 'n ronde borsel of kam die hare uit met 'n ovaal borsel. Laat jy probeer onthou hoe elke dingetjie lyk. Dan het ons mooi in die klas deur gegaan die verskillende werksgeleenthede wat daar is. Onthou jy kan by lughawens gaan werk, jy kan oorsee gaan werk, jy kan assistente word, jy kan 'n haardokter word. Tydens die video wat ons gekyk het oor die haaroorplanting. Dan jy kan gaan pruike maak, jy kan massering gaan doen, jy kan nails doen, jy kan op 7de Laan en Igoli en al daai binnelanders gaan werk. Jy kan ook op flieks gaan werk, soos Avatar of so waar die mense make-up en waar hulle cool hare aan sit. Dan onthou as jy vir 'n onderhoud gaan, baie belangrik dat jy altyd betyds is, dat jy altyd netjies en skoon is en dat jou hare, klere en naels versorg is. Hierso is ook die areas van die salon, ontvangsarea, wagarea, shampoo area, droog area, stileer area, wasarea, stoor area, kombuis area, barbier area, masseer area, nail area en 'n badkamer area. Onthou ook, ons het baie mooi hierdie in die klas deur gegaan met lekker baie prentjies. Dan sanitasie. Onthou sanitasie is die proses van skoonmaak en die vermindering van kieme tot 'n veilige vlak. So dit is gewoonlik waar ons daai blou goed in die klas of Dettol of sanitizer gebruik om alles skoon te maak. Sterilisasie is die proses om alle kieme, bakterieë en virusse op gereedskap of oppervlaktes dood te maak. Okay, so dit is waar jy 'n autoklaaf gebruik of 'n UV steriliseerder. Vinnige wenkie om te onthou daaronder, sanitasie skoonmaak en kieme verminder. Sterilisasie is om alle kieme heeltemal dood te maak. Tipes herwinning: papier, metaal, glas, organies, plastiek, batterye, e-afval en gloeilampe is die tipes goed wat jy kan herwin. Onthou asseblief mooi jou kleurwiel. Ek is nie 100% seker of ons dit weer in die klas gedoen het nie, maar teen hierdie tyd moet jy dit nou al ken. Jou primêre, sekondêre, warm en koel kleure. Onthou altyd as jy 'n kleurwiel aan dink, begin jy by rooi en jy gaan soos wat jy die reënboog geleer het, rooi, oranje, geel, groen, blou, pers in 'n sirkeltjie met mekaar. Hulle mag net in daai volgorde staan. Dan die goue reëls van menseverhoudinge, gaan dit bietjie mooi deur. Spanwerk, onthou die SLIM of die SMART kriteria, spesifiek, meetbaar, haalbaar, realisties en tyd. Dan dade van wangedrag of onbevoegdheid, dit is as jy iets doen by die werk wat jou kan laat afgedank word, laat gefire word, byvoorbeeld as jy dwelms by jou het, as jy goed steel van die salon, as jy aankom en jy het gedrink en jy is dalk dronk of jy drink by die werk, as jy ietsie aspres beskadig, as jy iemand anders in gevaar stel, of as jy belangrike confidential goed van jou maatskappy vir ander mense gaan vertel. Dan hoe kieme versprei, nommer 1, hy kan versprei deur druppeltjies, soos as iemand hoes. As jy kontak met oppervlaktes is, soos as jy aan 'n deur vat of aan 'n selfoon of aan 'n tafel en jy kry dit of jy gee dit vir iemand wat siek is. Direkte kontak soos drukkies, as jy kos en drinkgoed deel. Vloeistowwe soos bloed en sweet en slijm wat met mekaar meng of wat aan ander mense vat. Water of kos wat besmet is ook, as daar kieme in die kombuis is. En dan insekbyte, byvoorbeeld muskiete wat malaria
oordra. Hoe voorkom ons virusse? Was jou hande, moenie te veel aan jou gesig raak nie, gebruik 'n handreiniger, 'n sepie, bedek jou hoes of jou nie so in jou elmboog of in 'n sneeustoekie, bly tuis as jy siek voel. Maak gereeld oppervlaktes skoon, vermy om kos, drinkgoed en eetgerei te deel, bly gesond en versterk jou immuunstelsel, slaap genoeg, eet genoeg, drink water, drink vitamiene, oefen gereeld. Hou jou afstand wanneer mense hoes of nies en ventileer jou ruimte. Veiligheidstekens ook baie belangrik. Onthou daar's 5 tipes, 5 kleure en die eerste enetjie is die rooie met die diagonale lyn deur en dit beteken nee, stop, jy mag nie. Byvoorbeeld die prentjie, jy mag nie daar rook nie. Dan die volgende een is 'n blou sirkel en dit beteken dat jy dit moet doen wat op die veiligheidsteken staan. Soos byvoorbeeld die een met die bril beteken as ek daar gaan werk of daarin gaan, moet ek 'n veiligheidsbril of oogbeskerming dra. Dan waarskuwing is 'n driehoek, 'n geel driehoek en dit beteken pas op. So daai enetjie wat nou spesifiek daarso voor jou is 'n tekentjie van iets wat kan brand en dit is gewoonlik op 'n spuitgoedbotteltjie en dit sê vir jou pas op, as jy hierdie dingetjie naby vuur sit of naby baie hoë hitte sit, kan die ding ontplof. Die volgende een is 'n groen vierkant of 'n reghoek en dit is vir veiligheid en dit beteken veilige kondisies, so ontsnaproetes, noodhulp, as ons almal bymekaar moet kom vir 'n bom of 'n brand of 'n ding, dan is daai groen veiligheidstekens die wat jy volg. Die volgende een en die laaste een wat ons doen is brandveiligheid. Dit is gewoonlik 'n rooi vierkant of 'n reghoek en hy het gewoonlik 'n vuur so aan die prentjie wat beteken dit het iets met 'n brand te doen. So daai een beteken daar is 'n brandblusser. OK, onthou hierdie, dit is die herwinningstekens reduce, reuse, recycle, verminder, hergebruik en herwin. Hoe om 'n brandblusser te gebruik? Trek die pennetjie uit, mik, druk en beweeg. Baie maklik om dit in Engels te onthou as die pass method. Jy pull die dingetjie uit, jy aim waartoe jy wil die brand is, jy squeeze die handle en jy sweep. Jy gaan links na regs met die brandslangetjie. Okay, onthou, jy moet vir my hier mooi deurgaan. Wat is die funksie van shampoo? Hoe die haartjie mooi lyk. Wat is die funksie van conditioner? Onthou mooi, shampoo maak die cuticles oop, die shampoo gaan in die haar in, hy maak al die vuil skoon, al die sweet, al die produk, alles wat daarin is, maak dit mooi skoon en dan kom conditioner en conditioner maak die cuticle weer lekker glad en toe. Hierdie kan jy ook deurgaan, moet dit nie uit jou kop uit leer nie. Kies vir jou 1 of 2 en verduidelik vir jouself hoekom, wat is die verskil tussen die twee. Onthou, fisies is iets wat jy fisies aan jouself doen, aan jou hare doen, so jy maak jou hare te styf vas, jy borsel dit te rof, jy vryf dit erg met die handdoek. Waar chemies is as jy sê maar bleach of relaxer of perm of iets op jou hare sit. Droogplaas wenke. Ek hoop jy nou al baie genoeg drooggeblaas om te weet wat is goed en wat is sleg. Onthou, ons droog dit liggies af met 'n handdoek of ons druk, ons sit conditioner aan, ons gebruik 'n hittebeskermer, ons kam dit baie mooi uit voor die tyd. Ons gebruik mooi afdelingkies, gebruik die regte borsel, die haarder moet in die regte kant te beweeg. Moenie die hare te droog maak nie. En dan voorsorgmaatreëls is altyd ook gebruik 'n hittebeskerming. Moenie jou hare moet nie nat hare te lank droogblaas nie. Gebruik matige hitte. Moenie die hare te hard trek nie. Okay, dan vingergolwe, gaan jy vir my ook asseblief deurgaan. Hierdie is maar meer net die praktiese deel. So jy begin met klamhare, jy gebruik setmiddel of 'n gel, werk in klein seksies, jy gebruik 'n fyn kam, dan hou jy dit vas met jou vingers, jy knip dit vas vir definisie en jy begin met jou S-vormige beweging.
Dan wees geduldig. Maak seker die hare is behoorlik droog en moenie te veel produk insit nie. Dan ook knip krulletjies, begin met klam hare, gebruik 'n setmiddel, verdeel die hare ewenredig, maak elke afdelingkie glad, rol die hare baie netjies, maak dit stewig vas en maak seker dit is 100% droog. Dan verwyder jy dit en maak dit mooi. As jy na 'n krulletjie kyk, is dit hoe 'n krulletjie sy 3 dele is die stam, die krul en die basis. Verskillende tipe rollers, plastiekrollers, magnetiese rollers en sponsrollers. Warmrollers, fleksierollers en metaalrollers. Spiraal, jumbo, mini en borselrollers. Kyk, daar is ook jou gewone setroller en hierdie was nie daar binne in die lap en 'n sponsieroller of 'n kussentjie roller wat jy mee kan slaap in die aande. Baie sterkte en lekker leer!